Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 19 Julie, wanneer geloof en praktyk strydig is. Regdeur die geskiedenis van die Christendom bestudeer teoloë, predikante en leke die Nuwe Testament, alles in 'n poging om vas te stel hoe die kerk veronderstel is om te wees. Vir die fase van die kerk wat in Handelinge beskryf word, het ons byvoorbeeld 'n groot bewondering. Met hierdie soeke na 'n ideale oomblik in die kerkgeskiedenis word 'n belangrike element dikwels uit die oog verloor, dat mense maar geneig tot probleme is. Ons kan dus ook die Nuwe Testament as 'n soort godgegewe foutopsporingsgids inspan om te sien hoe die kerk nie veronderstel is om te wees nie. Paulus se sendbriewe aan die Korintiërs is 'n goeie vertrekpunt vir so 'n studie. Lees 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13. Watter skandalige gedrag beskryf die apostel Paulus in hierdie skrifgedeelte? Waarom is dit so kommerwekkend? Ons lees 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13. 'n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so 'n aard, as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. En tog is julle opgeblaas in plaas dat julle liewer gesteer het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref, het ek, liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van onze Here Jesus Christus, as julle vergader het, en my gees saam met die krag van onze Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, sodat julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg, of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld, of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie? Maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder tog die slegte mens onder julle uit. 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13. Hoewel party Afrikaanse vertalings, soos die Afrikaans 2020 vertaling, die Contemporary Afrikaanse Bybel 2023 en die Ou Afrikaanse Bybel, minder op die man af is, dat iemand die vrou van sy vader het, soos gelees in 1 Korintiërs 5 vers 1, is die Bybel vir almal vertaling meer eksplisiet en spesifiek in die vertaling van Paulus se vermaning, wat lees, ek het gehoor, daar is 'n man wat by sy stiefma slaap. Waarskynlik het die apostel dit by sekere van Chloe se mense gehoor, soos gelees in 1 Korintiërs 1 vers 11. Bloedskande is destyds al as 'n vreeslike sonde beskou. Paulus skryf dat hierdie vorm van seksuele losbandigheid, soos gelees in 1 Korintiërs 5 vers 1, selfs nie onder die heidene geduld word nie. Tog gebeur dit nou hier in die vroeg-Christelike kerk. Hoe is dit moontlik? Paulus gee sy skok in 1 Korintiërs 5 vers 1 en 2 te kenne, nadat hy van die betrokke lidmaat sy wangedrag verneem het. Eintlik was die situasie veel erger. Paulus ontvang nog skokkende nuus. Plaks van skaam kry oor die losbandigheid, is die Korintiërs trots op hul verdraagsaamheid daarteenoor. 1 Korintiërs 5 vers 1 en 2.
Paulus se skrywe hier het dus 'n tweeledige doel. Nie net moet die losbandige partye aangespreek word nie, maar ook die gemeente wie se belydenis en praktyk ooglopend strydig is. Om die waarheid te sê, Paulus sê herhaaldelik en prontuit dat die kerk se toegeeflike houding teenoor die bloedskender regstelling noodsaak. Bid dit jou aan om, soos gelees in 1 Korintiërs 5 vers 2 en 6, om trots op so 'n skandalige situasie te wees en selfs daaroor te spog? Dit was een te veel vir Paulus. Wat is fout met die mense? Ons het nie die vaagste benul waarom die gemeente in Korinthe so verdraagsaam teenoor die bloedskennende man was nie. Wie weet, dalk was hy 'n ryk lidmaat, een waaruit die gemeente voordeel kon trek. Miskien het die Korintiërs nie besef hoe verkeerd dit is nie, omdat hulle gemeen het alles hulle geoorloof is, soos gelees in 1 Korintiërs 6 vers 12, woordorde en voornaamwoord aangepas. Die feit bly staan, hulle was blind vir hierdie blaatante oortreding van die skriftelike verbod in Levitikus 18 vers 7 en 8 wat lees: Jy mag die skaamte van jou vader en die skaamte van jou moeder nie ontbloot nie. Sy is jou moeder. Jy mag haar skaamte nie ontbloot nie. Jy mag die skaamte van die vrou van jou vader nie ontbloot nie. Dit is die skaamte van jou vader. Wat meer is, hulle was trots daarop dat hulle dit toegelaat het. Watter dinge word duidelik in die skrif verbied? Dinge wat ons deesdae terwille van sogenaamde liefde en aanvaarding die gevaar loop om te duld?